We thank you, Brother Branham. That's very nice. God bless you, and thank you, and you are so welcome. You know that. Yes. Always. Ek dink dis baie gaaf. We hope to see you back next year. Dankie. Very much so. Praise the name of the Dankie. Lord. Ja, ek weet. Bless you, John. Hallelujah. Dankie. Hallelujah. Everybody, Baie happy to see dankie. Brother Branham say amen. Fortuno, Joseph. Thank you. You may be seated. Dankie. Julle mag maar sit. I certainly do appreciate Ek waardeer beslis daardie warm verwelkoming deur hierdie komitee hier in die Chicago Konvensie. En Bruce Sullivan het vanmôre vir my gevra of ek volgende jaar by Ohio se bywoon bo by sy plek waar die volgende konvensie gehou gaan word. En ek het vir hom gesê dat as die Here wil, ek bly sou wees om dit te doen. Ons sal net, natuurlik, ons weet nooit van dag tot dag wat sal gebeur nie. Ons is net, ons behoort altyd te sê, as dit die wil van die Here is. Maar hierdie was 'n ware seën vir my. As I was telling you recently at my cave, Soos ek julle vertel het, onlangs by my grot waar ek gaan bid het ek die Heilige Gees ontmoet. Ek dink hy probeer die fone verstel. Hulle het een of ander transposisie daar wat. Ek reken dis wat dit is. En ek weet toe ek altyd vir die staatsdiensmaatskappy gewerk het. So ons transposisie noem wanneer ons die 3 fases van draad sou beweeg, ons sou dit transponeer deur dit oor te beweeg van een fase na die regterkant se fase na die linkerkant se fase. we call it a transposition. I think that's what was happening there. En ons het dit transposisie genoem. Ek dink dis wat daar gebeur het, die transposisie van die stem. Maar ons is so bly om hier te wees. En wat Billy nader gehardloop en my nou net vertel het, hy het gesê hulle het vir jou 'n offerande opgeneem. Papa, bedank hulle. Well, I thank you with all my heart. And Wel, ek dank julle met my hele hart en ek het vir Joseph gesê om dit nie te doen nie. Hulle doen dit, maar dit kan beslis nou gebruik word want ek het dit baie nodig. Soos julle weet, ek het net onlangs $5,000 geleen en toe voor ek dit uitgeneem het, moes ek nog $5,000 leen. En julle weet wat ek bedoel, maar ek moet nog my eerste offerande opneem. Maar miskien as die Here voorsien en ek moet gou weer op my eie uitkom. Ek's 'n agent van die Branham Tabernakel. Julle mag almal wonder hoe ek lewe as ek geen geld opneem. Ek kry 'n salaris van die tabernakel wat veronderstel is om aan my toegekend te word van $100 per week. Na aftrekkings kry ek omtrent $73 per week. Dis waarvan ek lewe. En so maar die andersins gaan dit in 'n stigting in wat die Branham Tabernakel genoem word en kan net bestee word, nie vir die tabernakel nie, maar vir die dienste hier buite. En dis hoe ek dit wil hê. Ek het nooit 'n salaris geneem tot net onlangs nie en partymal het ek nie eens soveel soos dit gebruik nie. Maar nou is ek op 'n salaris van die tabernakel wat hulle dink soos ek in die probleem beland het deur nie daardie nommer vir my stigting te kry nie as 'n kerk, het ek nie gedink ek het dit nodig gehad nie. Maar hulle het gesê ek het en so dis waar die probleem gekom het. En ek het nou gevra en kry 'n nommer en alles sal reg wees. En ek neem net 'n salaris van omtrent $73 per week wanneer die aftrekkings die dinge wat ek moet aftrek vir belasting en so voorts weer. En al die res van die geld gaan in die evangelie werk alleen in. Ek raak nie daaraan nie, nooit nie, niks daarvan nie. Die kerk gee my net 'n check en dis hoe ons lewe. Ons het groot familie. En julle weet wat dit, jy lewe nie baie duur of baie hoog op sieke oproepe nie. En al die res dan $73 per week. Maar in die dienste is ek amper geneig om in my genesingsdienste, het ek opgelet as ek net vir die siekes bid, is dit soveel beter. Ek's baie van die onderskeiding, dit het gisteraand hier op my geval, maar ek gebruik die meeste daarvan op privaat onderhoude. Ek vind dit soveel groter, omdat ek die persoon alleen het.
En dan meneer Mercier, wat die man is wat die antwoorddiens by die huis is. Wanneer mense wil kom, hulle wat net nie die woord as die uitweg kan sien nie, sit ons voor hulle en bid tot die Here. En wanneer ons een geval kry, bly ons reg by daardie saak totdat dit positief opgelos is. Sien, hou net reg aan daarmee en ons gee dit nooit op nie, ons maak 'n lys daarvan. Sit dit weg. En bly net teruggaan na daardie geval kom aan en aan totdat die Here hulle uitbring. En ek dink dit sou later wees dat ek miskien al my dienste so sou hou. En die gebedsdienste en die dienste bring net die mense deur en bid vir hulle. En dan as daar een of ander moeilike geval is wat hulle dit nie kan verstaan nie en hulle genesing mis, sit hulle dan op die privaat onderhoude sodat ek alleen by hulle kan uitkom. Op daardie manier is dit 'n bietjie beter as om te stop net deur 'n hulpdosyn te gaan hier in die aand of iets. Byna almal deur die nasie ken my en hulle ken die bediening. Wanneer jy oor see kom, dan sal dit anders wees daaroor kan ons kan voortgaan op die manier wat ons hier gedoen het. Ek beoog as die Here wil en ek glo ek het die versekering dat die heel beste deel van my bediening reg voor my is. Ek glo dit met my hele hart. Ek is nie meer 'n seun nie, julle weet, so ek het onlangs 'n verjaarsdag gehad en die 6de April en laat ons sien skat, ek is verby 25, is ek nie? Ek is gebore in 1909, so enigiemand sou weet ek sou 'n bietjie meer as 25 wees. So en so, ek is nie 'n seun nie. Maar julle weet, ek dink jy moet 'n bietjie ouderdom op jou kry om te begin besef waaroor dit alles gaan. Ten minste, ek voel so. Ek wil broers bedank vir julle goeie samewerking, liefde en goedheid en vir hierdie liefdesoffer wat reguit na die trustees geneem sal word om reg in die stigting geplaas te word. En dit sal alles, elke penny aan die koninkryk van God bestee word vir oorseese sendings en dinge wat ek weet wat reg sal verloop. Dit sal reg moet verloop, so ek wil dit so hê, ek wil dit op geen ander manier hê nie, dis hoe ek dit wil hê. En nou môreoggend is die volle evangelie sakemanne se ontbyt by die Edgewater strand. Net daardie naam laat my sidder. Dit klink na 'n klomp geld, julle weet, en onkoste om daar in te kom. En so ons sal daar ook kan wees as die Here wil in die oggend by die ontbyt. Bid dat die Here ons sal seën soos hy het vanmôre by die predikers ontbyt. En dan môre aand wys broer Osborne se film hier in die stad en hulle het dit klaar aangekondig. Ek gaan ver weg, etlike myle ver na Hammond, daar buite na 'n kerkie toe, net om te preek. Geen genesingsdiens, net om te preek, 'n klein 30 minuut diens of iets en terugkom, mag selfs 'n bietjie rus kry. En dan Sondagmiddag beoog ek om self die film te sien. So as jy môre aand hier rond is, gaan kyk na broer Osborne se film. Dis altyd beter om dit in die aand te sien, want dis donkerder in die kamer en dit wys 'n beter prentjie. En dan Sondag aand borg die Philadelphia Kerk 'n klein afskeid vir broer Joseph wat oor see gaan. En dit sal in dieselfde gebou gehou word. Ek dink dis die skool Lakeview Hoërskool Auditorium. Net 'n entjie af in Parkstraat hier. Irving Park en Nasionale Laan. Goed. En dit sal Sondag aand om 7:30 wees. Ek sal preek en bid vir die siekes as die Here wil. Ek het net 'n paar dae op sy gesit voor ek weer oor see gaan na Australië en die verskillende plekke waar ek weet daar 'n stryd lê en wag vir my. Hoe hulle met Oral Roberts gemaak het daar, wat hulle aan Billy Graham gedoen het, en ek weet my tyd kom. Maar ek wil my deel van die evangelie insit by die oordeelsdag sien. Die broers het so intoe gegaan en hulle deel gedoen. Dis my plig om my deel te gaan doen. As hulle dit dan weier, dan is God 'n regverdige God. Hy gee altyd genade voor oordeel. Ek is seker ek kan die gebede van hierdie groep vra om vir my te bid terwyl ek daar oorkant is. Nou voor ons sy woord oopmaak of dit lees sodat hy dit vir ons kan oopmaak,
Laat ons ons hoofde buig vir 'n woord van gebed. Gracious Lord, into thy Genadige Here, in U teenwoordigheid kom ons nou met vrymoedigheid, tog nederig, in die besef dat ons hoegenaamd geen posisie, enige verdienste het wat ons op hierdie manier kon kom, met vrymoedigheid nie, maar dit is omdat ons gevra is om met vrymoedigheid na die troon van genade te kom. En ons kom met die naam van hom wat ons beveel het om te kom, die Here Jesus, en ons bid God dat U ons gebed sal beantwoord. Ons het daardie blye versekering dat as ons harte ons nie veroordeel nie, dat God ons sal hoor. En as daar enigiets in ons lewens is wat 'n veroordeling vir ons sou wees, dan Here vergewe ons eers ons oortredinge, soos ons hulle vergewe wat teen ons oortree. Want ons weet dat hy wat vir ons gesê het om te kom gesê het, as jy uit jou hart nie elkeen sy oortredinge vergewe nie, vergewe jou hemelse Vader jou ook nie jou oortredinge nie. Daarom wanneer hulle bid, staan en bid, vergewe. Here, as ek 'n vyand iewers in hierdie wêreld het, bid ek God dat U ons albei sal vergewe. In die wete dat ons mense en menslike wesens is wat daarna streef om in die koninkryk in te gaan. En ek vra dat U tot ons sal spreek deur die woord vanaand en dit 'n lewende woord vir ons harte en verstand sal maak. Dan Here, sou ons bid vir die afsluiting van hierdie konvensie. Ons dank U vir wat dit vir ons almal beteken het. Die saad wat in ons harte gesaai is, God mag dit groei en groei en groei. Seën hierdie mans, hierdie gawe broers wat vergader het vir hierdie byeenkoms, en hierdie vrou, hulle vroue en susters en so voort, hulle kinders. Maak ons almal meer beter Christene en meer geskik vir U diens in hierdie komende jaar. Beantwoord gebed vir my broers, Here, wanneer hulle kom om te bid vir die siekes en vir die behoeftiges. Verhoor hulle, o Here. Want Salomo het eendag gesê, as U volk in die moeilikheid is en draai na hierdie heilige plek toe en bid, hoor dan uit die hemel. Here, ek bid dat wanneer hulle gesig na die hemel toe draai en bid, hoor dan, Here, beantwoord hulle gebede. Mag hulle bediening groei hierdie jaar en hulle kerke toeneem in getalle en in krag en guns voor God. Ons bid vanaand dat U die siekes sal genees wat in ons midde is. Hulle sal red wat hier is om gered te word. Hulle vul met die Heilige Gees wat dors na geregtigheid. Deur sterflike lippe en hoor deur die ore, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. He hath promised He will perform. For Thou hast declared the word of the Lord, that if the people shall believe, they shall see the glory of God. Even so this night shall my glory be manifested, saith the Lord. If Thou wilt lift up Thy eyes, if Thou wilt look unto me in faith, I will show unto Thee my glory. Amen. Thank the Lord. Amen. Amen. Dank die Here. Amen. Have you noticed recently, it has been in the meetings where Het julle onlangs opgelet, dit was in die dienste waar ek gehou het oral rondom landwyd en in Cuba en onder in die eilande. Elke keer wat 'n uitleg kom, is dit altyd, as julle my woord sal glo. Sien, glo dit.
O, dit was die vraag wat Jesus gevra het. Sal ek geloof vind wanneer ek terugkeer? Hy het nie gesê, sal ek kerke vind, sal ek godsdienst vind nie, maar sal ek geloof vind? Nie eens het hy opregtheid bevraagteken nie, maar hy het geloof bevraagteken. Now, may the Lord who has spoken through the interpretation of the Mag die Here wat gifts of tongues, gespreek het deur die uitleg van die gawe van tale, mag hy sy gees net laat beweeg in hierdie gebou vanaand en almal geloof gee. I shall now read from the book of St. Luke, the first chapter. Ek sal nou lees uit die boek van Lukas, die eerste hoofstuk, en begin by die 73ste vers vir 'n teks. And my subject tonight is En my all the onderwerp days of vanaand our is life. al die dae van ons lewe. The oath which he sware Aan die eed wat hy gesweer het our aan father Abraham, ons vader Abraham, that he would grant unto us om aan ons te gee dat ons wat verlos uit die hand van ons vyande hom sonder vrees kan dien. in holiness, righteousness before him all the days of our life. In heiligheid, geregtigheid voor hom al die dae van ons lewe. I like that, all the days of our Ek hou daarvan, life. al die dae van ons lewe. When we receive Wanneer ons Christ, Christus it isn't ontvang, just for is dit nie net vir 'n paar a few uur hours or of net just vir for die the tyd van time die of the herlewing nie, revival, but it's to last all the days maar of dit our moet life. al die dae van ons lewe I hou. think each person Ek dink elke coming to persoon Christ wat na Christus ought toe to kom, sit down Behoort first eers te and gaan sit think en dink before voor you jy even self go to na die the diens toe gaan. If God should call me, am I ready? As God my so roep, is ek gereed. As hy met my hart so praat vanaand, sou ek opstaan. Is ek gereed om my hele lewe aan hom oor te gee? Dis die enigste manier wat hy jou sal aanvaar, is wanneer jy jou hele lewe gee. Man is prone to have his own way. Man, Die mens is geneig om sy eie weg te volg. Die mens wil dinge doen maar hy wil dit op sy eie manier doen. He showed that just a few hours after his fall. Hy het gewys dat net 'n paar uur na sy val in die tuin van Eden, hy dit op sy manier wou doen. Because man is always Want die mens is altyd tevrede solank hy dit op sy eie manier doen. Het jy al ooit opgelet wanneer jy saam met iemand anders ry? Daar is net allerlei soort foute wat hulle maak. Jy skop omtrent die vloerplank uit aan die ander kant om self die motor te probeer stop. En in jou gedagtes sê jy, wel, hoekom het jy dit gedoen? Of waarom het hy hierdie kant toe gedraai? Ek sou dit so en so gedoen het. See, that's just the nature of man. He wants his own way. And Sien, dis net die aard van die mens. Hy wil sy eie manier hê. En God het die mens nie gemaak om sy eie weg te volg nie. God made man to depend on him. God het die mens gemaak om op hom te vertrou, om sy weë te verlaat, om sy weg te kruisig. He likened us unto Hy het sheep. ons vergelyk met skape. And the sheep is one animal that cannot find his own way. He must En die skaap is een dier wat nie sy eie pad kan vind nie. Hy moet gelei word. 'n Lammetjie kan homself laat verdwaal uit die kraal en hy's net totaal verdwaal. Hy staan net daar en bler. And that's the way it is with the human being. If he becomes a lamb, if his nature En dis hoe dit is met die menslike wese as hy 'n lam word. As sy geaardheid verander word, maak hy geheel en al staat op God en op God se leiding. But the earth man, Maar die aardse mens, toe Adam besef het dat hy uit daardie toestand geval het, waar God hom gehad het om ten volle op hom te vertrou, het Adam vinnig sy tweede natuur, sy gevalle natuur gewys. En hy wou op pad terug hê om verlos te word, maar hy wou dit op sy manier doen.
en volgens sy eie denke. I trust that the church will understand Ek vertrou dat die kerk dit sal verstaan, that we have dat no ons geen right reg to het use om our ons own eie thinking denke about oor things. dinge te gebruik nie. When we become Christians, we fully Wanneer ons Christene word, gee ons elke deeltjie van ons verstandelike kragte ten volle oor aan God en volg sy leiding. And as long as we try to go after our own feelings, En solank ons probeer om agter ons eie gevoel aan te gaan, dan gebruik ons die gevalle toestand van die wese. Because God led Adam before the fall, and after the fall, Adam wanted to lead God. Want God het vir Adam gelei voor die val, en na die val wil Adam vir God lei. But he didn't Nou, God het vir Adam 'n weg voorsien, maar hy wou nie daardie weg hê nie. Hy wou vir homself 'n godsdienst maak. And as we see that he wanted to do it himself. He wasn't willing En soos to ons wait sien on dat God. hy dit self wou doen. Hy was nie gewillig om op God te wag en te sê, nie, Here, U het my voor hierdie gelei, nou het ek geval, ek is verlore. Now help me and show me. Help my nou en wys my hoe om terug te kom na U toe, Here. Ons sou nooit al hierdie probleme gehad het wat ons vandag het nie. And if man will just En as die mens net so naby aan God sal kom dat wanneer jy verdwaal het, moenie probeer om jou pad terug te vind nie. just surrender to him and he'll lead you back. Gee net oor aan hom en hy sal jou teruglei. Moet dit nie probeer uitdink nie, dis die verstandelike kragte. I said some time ago in a meeting or message. Ek het 'n tyd gelede gesê in 'n diens of boodskap, ek het gesê, in die tuin van Eden het God en die duiwel hulle deel van die mens gekies. The devil took his head. God took Die his duiwel heart. het sy kop geneem, God het sy hart geneem. Die duiwel probeer om wys met sy verstandelike vermoëns een of ander groot iets wat hy kan doen. And he only wants to see it with his eyes. En hy wil net met sy oë sien wat hy kan sien. God het in sy hart ingekom en hom laat glo vir dinge wat hy nie kan sien nie. Want die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. He just believes it because God said it. Hy glo dit net omdat God dit gesê het. Hy hoef niks te sien of geen sintuig van sy liggaam hoef dit te verklaar nie. Hy glo dit net in sy siel waar God woon. But the devil took his head. Maar die duiwel het sy kop geneem, hom slim gemaak en vir homself 'n godsdienst uitgedink, 'n ontsnappingsweg. God wil hom lei na die pad van aanbidding. And so Adam quickly sewed some En so het Adam vinnig 'n paar veeblare aan mekaar gewerk en nie op God gewag nie. En ek dink dis waar ons die fout die heeltyd gemaak het. As dit verkeerd was in die begin, is dit nou verkeerd. En sal dit vir altyd verkeerd wees. As God op volkome en totale oorgawe staat gemaak het en om gelei te word deur sy gees aan die begin, is dit hoe dit vir altyd sal moet wees. God het die weg gemaak, Adam gevra om dit te volg. Maar Adam wou nie daardie kant toe gaan nie, hy wou vinnig maak en sy eie weg volg. So ons kan 'n lang tyd daarop bly. But notice, he made himself some fig leaves together for an apron. Maar let op, hy het vir homself 'n paar veeblare aan mekaar gesit vir 'n voorskoot. Wel, dis steeds dieselfde gees, maar hulle het die naam van die blare verander na geloofsbelijdenisse. He's sewing some creeds together now. Hy werk nou 'n paar geloofsbelijdenisse aan mekaar. Maar dis steeds dieselfde doelwit. Dis steeds die intellektuele denke van die mens en nie die plan en wil van God nie. Jy kan nooit gered word deur geloofsbelijdenis nie. Jy moet op God se voorsiende weg kom. God het die weg gemaak, maar die mens wil sy eie weg maak. However, the man is very religious. Die man is egter baie godsdienstig. Kain was baie godsdienstig. Hy het gedink aan die gedagte om terug te kom na God. En God was gewillig om hom terug te ontvang.
Maar Kain wou sy eie weg volg. God wanted him to come En God his wou hy moes sy weg volg. And we find out En ons vind uit dat daar 'n konflik was, heeltemal tussen hulle. now, man today who try to say that they make Nou mense vandag wat probeer sê dat hulle eie geloofsbelijdenisse opmaak en so voort, hy doen dit deur die krag van sy vader Kain en sy vader Adam. Not as in the Christian who's born Nie soos in die Christen wat gebore is uit die Gees en staat maak op die Heilige Gees, is ons die tweede Adam wat Jesus was, die versoening wat die man lê deur die Heilige Gees. Wanneer mense vandag probeer sê dat hulle nie vandag die Heilige Gees hoef te hê nie, dan kan jy sien in watter soort toestand daardie man is. Hy wil egter godsdienstig wees, maar hy wil dit op sy eie manier hê. En hy is soveel soos Kain. Kain wou godsdienstig wees, so hy het gegaan en sy eie godsdienst gemaak, en toe hy het hy dit voor God gebring met iets soos hierdie. Hier is die beste wat ek het, dis al wat ek daarin kan doen. Nou vat dit of los dit. Dis omtrent hoe die mens vandag maak. Ek het die kerk al bou, ek stuur my kinders kerk toe daar, ek sit elke jaar geld daarin. Nou dis die beste wat ek kan doen, vat dit of los dit. Hoe sien, hy wil sy eie weg volg. Dis hoe Kain het. Maar God het hom steeds liefgehad. En hy het steeds agter hom aangegaan. Wat het God vir Kain gesê? Jy sal goed doen as jy net sal aanbid soos jou broer Abel. Abel het op God se weg gevolg. Maar Kain wou sy weg volg. En God het gesê, nou Kain, ek het niks teen jou. As jy net oorkom met die weg volg soos Abel het, sal jy goed doen. Maar hy het Abel gehaat. Hy het gedink Abel was 'n holy roller. Hy het nie sy opinie verander nie. Hy het gedink Abel was 'n godsdienstige fanatikus. En hy glo dit nog steeds dat sy formele idees en sy kultuur van sy eie brein beter is as die doop van die Heilige Gees. Maar hy is verkeerd, absoluut verkeerd. Geen nie om hoe goed sy koor kan sing, of hoe goed sy prediker kan preek nie. Sonder die stort van bloed is daar geen vergifnis vir sonde nie. Terug na God se plan, terug na die Bybel. God het 'n weg, maar die mens wil dit nie volg nie. Die mens het gesê, nou kyk, ek's net so goed soos jy is. Ek gaan kerk toe, ek betaal my ledegeld aan die kerk. En hy wil godsdienstig wees en dis alles reg. Maar hy is godsdienstig, maar jy sien die aard van die aardse mens is godsdienstig. Kain was godsdienstig, Satan is godsdienstig. Godsdienst is nie wat jou red nie. Dis die bloed van Jesus Christus wat jou red en dis God se enigste gronde waarop hy jou sal ontmoet vir aanbidding, ander te vergeefs. Nou ons vind uit dat die mens baie godsdienstig raak, so hy gaan uit as hy godsdienstig is soos Kain was, en die blomme en vrugte van die veld gekry het, en hy het vir homself 'n plek gemaak om te aanbid en 'n altaar gebou. Ons vind die mens wat dit vandag doen, hy sal uitgaan en hy sal vir homself 'n vorm van godsaligheid vorm, soos die skrif gesê het, hy sou doen. Het 'n vorm van godsaligheid, maar sal die krag daarvan verloon. Nou die grootste deel van Amerika is skuldig aan daardie dinge, Pinkster en almal, wat vir hulle self 'n geloofsbelijdenis vorm, of 'n kode van reëls op iets waar volgens hulle sal lewe, en die skrif het ons vooraf gewaarsku. En hy, daar's iets in hom, want as hy 'n gevalle man is hy steeds 'n skepsel van God se handewerk. Daar's iets in hom wat hom laat aanbid, en as hy sy eie weg volg, en volg hy sy intellektuele, en sy intellektuele is van die duiwel.
Sy hart behoort aan God. Notice him. And now, Let op hom. we find En nou, him out ons vind here. hom hier buite. We just passed through a season recently called Ons het pas Lenten onlangs season. deur die seisoen gegaan Oh, he genaamd wants to get Lent. real religious doing O, hy Lent. wil baie godsdienstig word gedurende die Lent. He'll deny Vir cigarettes. 46 dae sal hy sy sigarette los op iets. En hy sal, ek sal saam met hom gaan vir selfverloning. Dis alles reg. Vir 46 dae sal hy homself iets ontsê. Hy sal môre stry en ek hoop dat 40 dae gou kom en verbykom, daardie 46 dae. He wants it to get over because he's sick and tired of doing it without a smoke. Hy wil hê dit moet verbygaan, maar hy is seker sat om sonder rook klaar te kom of hy sonder 'n drankie of sonder so iets wat hy opgeoffer het. Dis Lent en hy kan dit nie doen tensy hy skynheilige party kerk speel nie. Hy moet daardie Lent hou. And then on Monday after Easter Sunday he goes En home. dan op maandag na Paasondag raak hy wild daarna. Dis reg. Hoekom? Die geaardheid in hom. Hy sal vir hom 'n boks vol kartonne sigarette koop. Hy sal verlang dat daardie middernaguur slaan, of spring in 'n sigaret gryp of vir hom 'n drankie kry of iets. And he'll really tear up for it. En hy sal regtig te kere gaan vir 'n paar dae. Hoekom? Hy het dit baie erg aangesit. Ek sou saam met hom gaan vir die 46 dae, maar na 46 dae trek hy weg van my. I believe that Christian life is a continual sacrifice. Ek glo dat Christenlewe 'n voortdurende offer is. Hy wat na my sal kom, laat hom homself verloon daagliks. Elke dag, nie 46 dae nie, maar elke dag. Take up his cross and follow me, said Jesus. Sy kruis opneem en my volg, het Jesus gesê. Nie net 46 nie, Christian maar life elke is dag. one continually. Christenlewe is een voortdurende Lent. Oh, how the Christian O, life die is Christen daarvan hou om dit te doen. Hy doen dit nie met 'n wrok nie. Hy doen dit met 'n gevoel dat hy God liefhet. En hy is bly hy kan dit doen. Dis 'n vreugde om die Here Jesus te dien. It's a joy to sacrifice. Dis 'n vreugde om op te offer. Dis 'n vreugde om die Here te aanbid. Dis 'n vreugde om 'n fanatikus genoem te word ter wille van die koninkryk van God. It's a joy to take a stand. Dis 'n vreugde om 'n standpunt in te neem vir die regte en weg te beweeg van die verkeerde af. Vreugde om hom te prys. Dis 'n vreugde om die dinge van die wêreld te verloon. Dis in hulle hart. It's a perfect Lent. Dis 'n volmaakte Lent. All the time. Die heeltyd opoffering tyd. God se gees kom in jou in en verander jou begeertes. Now, we hear so much today about Nou ons hoor soveel vandag van ons is vry. O, ons lewe in 'n pragtige Amerika. Ons is vry. oh, the air is full of it. Books are wrote of it. O, die lug is vol daarvan, boeke is daaroor geskryf, duisende van hulle. Maar julle is 'n miljoen myl van vryheid af. Julle is nie vry nie. Julle moenie daardeur mislei word nie. Amerika is een van die grootste misleidende nasies en in groter slawerny as enige plek waarvan ek weet. Hulle is erger in slawerny as wat kommunisme hulle in kon plaas. Communism can only hurt the body. Kommunisme kan net die liggaam seermaak, hulle kan nie die liggaam in slawerny plaas. Maar wanneer die duiwel inkom, plaas hy die siel in slawerny. And man is a slave. Americans is a bunch of slaves. Die mens is 'n slaaf. Amerikaners is 'n klomp slawe. Jy mag 'n slaaf van trots wees. You might walk up and down the Jy street mag op en af in die strate loop en deur elke winkel gaan en elke mode wat jy op televisie kan sien en van winkel tot winkel gaan en iets probeer koop. You become a slave to it. You become a slave to your dressing. Jy word 'n slaaf daarvan. Jy word 'n slaaf van jou klere drag. Jy kan 'n slaaf word van jou geld. That's the only thing that you think of is to make money. En die enigste ding waaraan jy dink is om geld te maak, te gryp en dit hierbo te sit. You're a slave. As jy dit doen, as jy 'n slaaf. You may be a slave to your religion. Jy mag 'n slaaf van jou godsdiens wees. Jy mag 'n slaaf wees van 'n klomp geloofbelydnisse. En laat ek vir julle sê, 'n geloofbelydnisse is niks anders as raamwerk vir kommunisme nie. It's the scaffold work.
that the devil can use to Dis die steierwerk waar die duiwel kan gebruik om kommunisme te bou, is 'n koue formele kerk. For men and women will go to that church. Want mans en vroue sal na daardie kerk toe gaan en 'n slaaf van hulle godsdiens word, 'n slaaf vir die duiwel word, in die kerk ingaan, hulle naam op die boek sit en geld daarin betaal. Or either they'll go there and Of hulle sal soontoe gaan en daar word nooit niks gesê oor die verkeerde nie. I don't like to say Ek hou nie this, but I'm daarvan om gonna dit te say sê it nie, anyhow. maar ek gaan dit in elk geval sê. Ek praat nou nie te hard nie, ek hoop ek doen nie. Ek wil dit sê met verstandigheid daarin. But sisters will go to the out here and on these streets here in Chicago, it's disgraceful. Maar susters sal gaan na die hier buite in op hierdie straat hier in Chicago. Dis skandelik om hulle te sien hoe hulle hulle klere uittrek en op straat loop. And they seemingly En hulle don't know weet skynbaar nie van enigiets They don't anders nie. realize that Hulle they're besef committing nie dat hulle oorspel pleeg nie. Jy sê, wel broer Branham, ek ken vroue wat A woman cannot wear shorts without 'n having vrou kan nie 'n kortbroek dra sonder om 'n bose gees op haar te hê nie. Jy kry dit, want sy mag dit nie glo in haar intellektuele nie, maar Satan het daardie gees op haar geplaas om haarself voor die mans te vertoon. And at the day of judgment, every man that looks at By die her oordeelsdag, in the wrong elke way man wat op will 'n be verkeerde guilty manier with na her. haar kyk sal skuldig wees saam met haar vir oorspel pleeg met haar op die oordeelsdag. En haar pastoor sê niks daarvan. They say I'm hard. I'm not hard. It's not hard, that's truth. Hulle sê ek's hard, ek's nie hard nie, dis nie hard nie, dis waarheid. She's Weet julle hoekom? blind and Sy's he blind en hy is too. ook. And the Bible said if the blind lead the blind, both of them will En die fall into Bybel het the gesê as die blindes lei, sal albei van hulle in die sloot val. Dis intellektueel. And man also will go out and do things. En mense sal ook uitgaan en dinge doen, bedrieg in sake transaksies en steeds selfs die jakens in die kerk wees rook. When 133,000 Wanneer 133,000 Amerikaners hierdie jaar sal sterf as gevolg van die rook van sigarette. 133,000 is gemerk vir die dood hierdie jaar oor die rook van sigarette. Die mediese wetenskappe het gesê in die laaste Reader's Digest dat as 'n man in hierdie dae rook dit so gevorder is dat hy nooit sy tyd sal uitleef nie. Iets hom nie doodmaak nie, wel sal hy sterf aan kanker voor sy tyd om is. Dis reg voor sy oë en tog sal hy voortgaan. Ek het hand geskit met 'n pastoor nou die dag dat sy vingers geel was van sigarette rook. As julle hierdie liggaam besoedel, sal ek dit vernietig, sê die Here. The Holy Spirit speaking in the scriptures tonight said that we might serve Him all the days of our life in Die holiness. Heilige Gees wat in die skrifte praat vanaand gesê dat ons hom mag dien al die dae van ons lewe in heiligheid voor hom. Dis reinheid, heiligheid. But today you can mention the word Maar holiness. vandag kan jy die woord heilig noem en mense lag daarvoor. Sien hoe Satan dit alles verdoesel het. But you are a slave. And if you are a Christian, Jy is 'n slaaf en as jy 'n Christene is jy 'n slaaf. Jy is 'n verbondsslaaf van die Here Jesus. if there's two people of you, both spirit and body, As daar is twee mense van jou, beide gees en liggaam. As jy die vlees dien, is jy 'n slaaf van die duiwel en sal jy die siel kruisig wat in jou is. for the Bible says Want die Bybel het gesê die siel wat sondig, daardie siel sal sterf. En jy moet die vlees kruisig om 'n verbondslaaf in jou vlees te wees, om 'n diensknegt van Jesus Christus te wees. so you're a slave any way you take it. So jy's 'n slaaf op enige manier wat jy dit neem en jy sal. Jy kan nie wegkom daarvan nie. So you're a slave, you're marked. And the Bible said in the last days there would be two marks. So jy's 'n slaaf, jy's gemerk en die Bybel het gesê in die laaste dae sou daar twee merke wees. Elke persoon op die aarde sou een of die ander hê. You just can't get out of it. One's the mark of the beast. Jy kan nie net daarvan wegkom nie. Een was die merk van die dier, die ander een was die seël van God. En die seël van God is die Heilige Gees, God se voorsiende weg vir sy kerk. Ephesians 4:30 said, Efesiërs 4:30 het gesê, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, waardeur julle verseël is tot die dag van julle verlossing. En om daardie Heilige Gees te verwerp is om die merk van die dier te neem. all that didn't
have the mark of God had the mark. En almal wat nie die merk van God gehad het nie, het die merk van die duiwel gehad. So jy is gemerk. Jy is of gemerk as 'n slaaf van die liefde van God, of jy is gemerk as 'n slaaf van die dinge van die wêreld, van die duiwel. That's hard. But we are slaves. And we want Dis hard, to maar serve ons him is slawe all the en days ons wil of hom our dien life. al die dae van ons A lewe. slave is a servant. 'n Slaaf is 'n diensknegt. In order to be a servant of Jesus Christ, you have to be a slave Om 'n to diensknegt yourself. van Jesus Christus te wees, moet jy 'n slaaf vir jouself wees, om te kruisig. God, let it say O to you. God, laat dit insing. Crucify yourself and your flesh. Jouself and te your kruisig en jou desires. vlees en jou begeertes, dat God 'n vashou plek in jou hart kan kry, om jou te beweeg en jou te motiveer. That's the slave of Christ, the bond slave. Dis die slaaf van Christus, die slaaf wat Paulus dit genoem het. En hy het gesê hy was 'n slaaf van die Here Jesus, 'n slaaf in die diens van die Here Jesus, wat daagliks rondgegaan het. Crucifying the flesh. To be a slave for Die Jesus vlees Christ. gekruisig het om 'n slaaf vir Jesus Christus te wees, gejuig het omdat hy 'n slaaf was. That's it. Dis reg. We try to stand by the church. The church. That's Ons all we probeer do. staan by die kerk, dis al wat jy hoor, die kerk. Daar's net een kerk en daardie kerk, jy sluit nie daarbey aan nie, dat dit geen geloofbelydenisse nie. You're born into that church by the Holy Spirit. Your birth. Jy word in daardie kerk ingebore deur die Heilige Gees. Jou geboorte bring jou in daardie kerk in die gemeenskap in daardie kerk. So hierin word ons slawe van Christus. Now, Nou julle het die ou legende gehoor van die duiwel wat al sy kwelgeeste bymekaar roep om 'n raadsvergadering onder in die hel te hou een oggend. En hy het gesê, wat kan ons doen? Ek wil hê die slimste, die mees briljante van my kwelgeeste moet om my troon vergader. said, how can we deceive? Gesê, hoe kan ons daardie klomp mense mislei? And one little En small een white imp slim stepped up and kwelgeesie said, "Master, het nader gekom en het gesê, meester, ek het die idee klaar uitgewerk. He said, then what is Hy het it? gesê, wat is dit dan? And he said, we'll go En hy het there gesê, and build ons sal a soontoe gaan in 'n sikloon, elkeen van hulle kerke laat vernietig. Dis hoe ons hulle sal mislei. And another imp which was much more smarter than he was. En 'n ander imp wat baie slimmer was as wat hy was, het nader gestap en gesê, hoe dwaas kan jy praat? Dis die enigste plek waar ons hom mislei het, is by die kerk. And that was so at the beginning, and it's so now. En dit was so aan die begin en dis nou so. Omdat hy mislei is deur te probeer om vyeblare aan mekaar te werk om vir homself 'n weg te maak en God se weg te verwerp. En dis wat hy steeds doen, sy geloofbelijdenisse aan mekaar te werk en dit en dat te maak in groot kerke en plekke om die mense mee te probeer mislei. Die Bybel het gesê hy sou dit doen, 'n vorm van godsaligheid besit en die krag daarvan verloon. So you see, it's- So julle sien, dis jy moet 'n slaaf wees op een of ander manier. But we who are bond slaves to Jesus Christ, we are slaves of joy. Maar ons wat slawe van Jesus Christus is, ons is slawe van vreugde. Ek sou bly dat ek boeie aan my het wat my wegboei van die dinge van die wêreld. Dat ek 'n slaaf van Jesus Christus kon word om hom in liefde te dien. En julle my broers en susters wat dieselfde kosbare geloof het, wat gebore is uit die Heilige Gees wat die bloed van Jesus Christus gehad het, om julle te heilig en te reinig van al die vuilheid van die wêreld. Wat daagliks sterf vir die vlees, dit kruisig, dit aflê, en 'n slaaf teen jou eie liggaam word om God te dien. Ons soek na 'n stad wat sal kom. Geseënd sy die Here. Ons soek na 'n stad wie se boumeester en oprigter God is. Wanneer ons hierdie ou kleed van vlees sal afwerk en opstaan en die ewige prys ontvang en skree soos ons deur die lug trek. Vaarwel, vaarwel, liewe uur van gebed. Dis waarna ons soek. Ons sien uit na die dag wanneer ons verlos sal word van hierdie ou liggaam van verderflikheid en dit nie meer slawerny sal wees nie, maar ons sal in die arms van hom wees en in die sorg van hom.
En in die gelykenis van hom wat ons liefgehad het en sy lewe vir ons gegee, dat hy ons mag was deur die water, deur die woord, om ons aanvaarbaar te maak in die teenwoordigheid van God. Woordigheid gaan saam met ons en die engele van God trek 'n laar rondom hulle wat hom vrees. En ons weet dat hy vanaand hier is, en as ons al die dae van ons lewe ons hom in heiligheid dien, maar ons is sy slawe. As jy nog nie 'n slaaf van God, van Christus, 'n slaaf in sy liefde geword het nie, laat ons hoofde buig en oordink julle dit net vir 'n oomblik. Wil jy vry wees van jou las van sonde? Daar's krag in die bloed, daar's krag in die bloed. Sonde vlekke verdwyn in hierdie lewegewende vloed. O, daar's wonderlike krag in die bloed. Sal jy nie, menslike wese sal julle nie, mense wat vanaand hier teenwoordig is, loskom van die bande van Satan. Hy wil julle net ver genoeg vasgebind hou, dat hy julle kan vashou. Toe die kinders van Israel uit Egipte uitgegaan het Farao gesê, ja, julle kan gaan aanbid, maar los julle kinders hier, los julle beeste hier. Wat wou hy doen? Iets daar los, sodat hulle geweet het dat hulle sou terugkom daarvoor. Dis wat Farao, die duiwel, steeds vir die kinders sê. Maar ek hou van Moses se stelling. Hy het gesê, ons sal nie een hoef hier agterlaat nie. Ons sal gaan, alles wat ons het sal gaan. Dis die manier, los jou trots, los alles wat jy het. Neem alles saam met jou, moet niks daar in die wêreld los nie. Gee alles oor aan Christus, terwyl ons bid. Terwyl ons bid, wil enige iemand graag onthou word in gebed. Steek jou hand op, sê, onthou my God. O, dis goed, God seën julle. Ek wil gemerk wees deur God, ek wil sy diensknegt wees. Ek wil so verlief wees op Jesus, dat al die dinge van begeerlik is in my lewe van hierdie wêreld gekruisig sal word. En ek meer soos Jesus sal wees elke dag. Ek sal soveel soos hy wees, totdat ander Jesus in my sal sien. Dis hoe ek my lewe verberg wil hê. Is daar ander wat julle hande sal opsteek wat nie het nie? God seën julle oral rondom, bo in die balkon, dis goed. God seën julle, laat ons nou ons hoofde nederig buig en bid. Wat jy ook al nodig het, vra net. Vra oorvloediglik, sodat julle vrede volkome kan wees. Vra en julle sal ontvang, soek en julle sal vind. Klop, dit sal vir julle oopgemaak word. O Here, ons moet net 'n bietjie kort knip vanaand in die boodskap, want genesingsdienste kom. Eers wil ons 'n genesingsdiens hê, Here, van die siel. Ons wil sien dat mans en vroue genees word deur die krag van God. Wat die wêreld en die begeerte van die wêreld uit hulle lewe sal neem. Satan probeer baie van die kinders terugtrek vandag. O, daar soveel verleiding, soveel ongesensorde programme op die vertonings en televisies en dinge waarna hulle nie behoort te kyk nie. En dit lok die menslike wese. En as ons dink aan die kerke, hoe hulle blindelings daar laat insteer, dink dat dit in orde is, ons hoor die ernstige waarskuwing. As die blindes lei, sal hulle almal in die sloot val. Ons bid vanaand God dat so 'n begeerte sal kom op elke hart wat hulle hande opgesteek het, en diegene wat nie hulle hande opgesteek het nie, dat die begeerte so groot in hulle lewens sal wees vanaand. Totdat elke tou wat hulle aan die wêreld vashou losgesny sal word, en hulle siele sal vloei vrylik. God beheer sal oorneem en hulle lei, en hulle nie vir hulle self sal probeer dink nie. Hulle net sal glo wat God sê en vry wees. Vergewe hulle van sonde, vergewe hulle van sonde, van oortreding en nalaat. Wat die sondes ook al mag wees, Here, ons bid dat U hulle vergewe.
Dit mag wees dat hulle net traag is. Ek bid, Here, dat U hulle daarvoor sal vergewe. Want U wil hê mans en vroue moet hierdie konvensie verlaat. Soos ons dit so uitdruk, op hulle tone vir U gereed om te gaan dien. Ons weet nie watter dag die laaste geleentheid vir ons aangebied sal word om te dien nie. Ons lewens sal geroep word, dan sal ons antwoord voor God. As daar enige ontsnap het, Here, van die verdere dienste op die dienste wat was, gee dat hierdie die uur sal wees dat hulle alles sal oorgee. Mag hierdie boodskap diep tref. Mag dit uitgebring word op die manier in die hart wat U dit wil hê, dat hulle sal sien dat dit, ek probeer aan hulle voorstel, Here, dat die natuurlike mens die natuurlike dinge sien. En daar die geestelike dinge so teenstrydig met die intellektuele, dat hy dit nie kan verstaan nie. En dis wat U, Here, wat vir Nikodemus gesê het, as 'n mens nie wedergebore word nie, kan hy nie eens die koninkryk van God verstaan nie. So ons bid dat daar nuwe geboorte in hierdie gebou sal wees. Reg oor dit vanaand, Here, dat nuwe harte, nuwe geslagte, nuwe impulse, nuwe gawes, nuwe hoop, nuwe lewe, net reg oor hierdie plek in elke hart sal ontstaan. Ek bied dit nou tot U, Here, as U diensknegt. In die naam van Jesus Christus mag ek hulle ontmoet by die oordeel en die nie tevore nie. En sê, dit was in Chicago daar die Vrydag aand, wat ek my ja gesê het. En ek het elke vasmeertou losgesny om uit te vaar in die diepte, om die net te laat sak vir die trek. Skenk dit, Vader. Ons hou daarvan om U slawe te wees al die dae van ons lewe. Dien U as slawe van U liefde met vreugde. In Jesus naam, amen. Laat ons hierdie liedjie sing, ek kom, Here, ek kom nou na U toe. Ken jy dit, seun? Gee vir ons hierdie liedjie plek by die fontein. Ken jy daar een? Plek by die fontein. Jesus, hou my na by die kruis. Goed. Kom ons sing daar die goeie ou lied. Julle kan kry wat julle wil. Die jubelfeeste is in orde. Maar ek hou van daar die goeie ou hartroerende liedere oor die bloed en oor die kruis. Iemand help my nou om hierdie te lei. Nou is julle tyd om nou te aanbid. Wat aanbid julle? Oor die woord. Julle gee dit nou water, aanbid oor die woord wat in julle hart ingegaan het. Aanbid hom net nou. Julle nie liewer op die kruis roem as op enige mode van die wêreld nie? Sal julle nie liewer op die kruis roem as enige wêreldse plesier nie? In die kruis, roem ek vir altyd. Kom ons sing dit weer.
Don't you just love that? That's sweet. Hou julle nie net daarvan nie, daardie soetsagte Heilige Gees wat net soort van oor ons blaas nie. Sien, dit is so eenvoudig, dan is al die styfheid en intellektuele van die wêreld wegneem. Die Gees aanbid net, aanbid God deur ons, die Heilige Gees wat voorspraak maak, aanbidding uitblaas. Koeste, ek sal dit neem voor enige geloofbelijdenis wat daar is. Ons het geen wet behalwe liefde nie, geen geloofbelijdenis behalwe Christus nie, geen boek behalwe die Bybel nie. Dis reg, gee my dit net vir altyd. Dis goed genoeg vir my. Hoe ons hom lief het, almal wat nou baie goed voel, net regtig skoon gemaak, steek julle hande op. Is dit nie goed nie? Kyk net, goeieste, so soet. Dis so soet om op Jesus te vertrou. Julle almal wat hierdie lied ken, help my om dit te sing. Dis so soet om op Jesus te vertrou. Nou, ons sing nie sodat iemand jou hier binne hoor nie. Ons sing dit sodat hy ons hoor, die Gees. Ons probeer nog guns vind by hom en hom aanbid, en hy het na ons toe gekom. Goed, kom ons sing. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him, Lord. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for praise to trust Him more. Isn't that your desire? Is dit nie julle begeerte nie, hoe ek so bly is, ek het geleer om hom te vertrou, hoe ek hom oor en oor bewys het. Ek het man sterwend gesien in die skaduwee van kanker, hom weer sien opwek tot die lewe. Ek het kindertjies op die pad sien lê, 'n klein kindjie wat heeltemal dood was. En ek dink elke been in hom het gebreek wat langs die pad gelê het in 'n visioen 2 jaar voor dit gebeur het. Sy handjies gevou het, weggestap het en almal van hulle wat daar gestaan het. En toe geloop en hoe sy woord vir my gesê het, daardie kind sou weer opstaan, o goeieste. Hoe ek hom oor en oor bewys het. Ek praat en sê, Here Jesus, U was die een wat gesê het dat hy weer so opstaan, so dood. Jy kan hom nie langer hou nie. Kom na hom toe, lewe. Ereltjie spring op sy voete en begin hardloop oral rondspring. Hoe ek hom oor en oor bewys het. Ek het hulle wat steier in blindheid en duisternis hulle sig sien ontvang en wegstap. Hoe ek hom oor en oor bewys het. Ek het die prostituut op die straat aan my toe sien kom en sê, Broer Branham, ek is nie waardig om in 'n prediker se teenwoordigheid te staan nie, maar ek wil nie so sterf nie, en gesien dat daar dames van hulle gemaak word. Dames, net so bekend, elke sonde vergewe. Ek het dronkaars sien insteier so deur week van whisky en tabak oor hulle en sê, ek het die medisyne geneem, ek het alles gedoen en ek het net, daar's geen hoop vir my nie. Ek het die bloed van Jesus Christus hulle sien reinig van alle ongeregtigheid. En 'n jaar later hulle op die preekstoel sien staan en die evangelie verkondig. Hoe ek hom oor en oor bewys het. Jesus, Jesus, dierbare Jesus. O vir genade om hom weer te vertrou. Ek gaan hom nou vertrou vir julle genesing. Ek wil hê julle moet hom ook vertrou. Ek gaan hom vertrou nadat ons sondes onder die bloed is en ons harte ons nie veroordeel nie, dat wanneer ons hande op die siekes lê, hulle gesond sal word. Nee, dis in my ander Bybel, toe die Here my 'n visioen gegee en gesê het,
Die verandering sal wees wanneer 'n vrou na die platform sal kom, hoe sy aangetrek sal wees en 'n babatjie sou hê wat ongeneeslik was. Toe gedraai in 'n kombers en die baba sou genees word, sy sou 'n jaspak aan hê en hoe sou lyk en alles soos daardie, dit sou die tyd wees wat my bediening sou verander. Hoeveel het my dit al ooit oor sê? Natuurlik, vir jare. Hoeveel weet wanneer dit gebeur het? Reg hier onder in die wapenkamer toe ek die vorige keer hier was. Geloop oor die vloer, my vrou, my skoondogter en self Billy, en hulle was almal daar. Ek het hierdie vroutjie sien kom, ek het 'n gebedsry gehad wat beweeg het, en hierdie dametjie het gekom. En ek het gedink, wel, ek glo nie, daar's iewers wat ek daardie vrou geken het, maar ek kan haar net nie plaas nie. Sien, dit was so lank, 5 of 6 jaar. Hoewel dit tel hom tog, sal dit spreek in sy dag. Nou laat ons sien, is die 5 daar oor kan Billy? Billy, is die 5 daar? 1 tot 5. 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed. En so het ek rondgekyk om Billy te kry en hy was nie op die platform nie. Ek het gesoek na my vrou en sy en Lois, my skoondogter, hulle het na 'n ander kant toe gekyk. En ek het gesien wat dit was. Dit was die vroutjie. Sy het die baba gehad. En sy het die baba nader gebring, gebid en die Here Jesus het haar genees, haar gesond gemaak. Die baba gesond gemaak. En Rosella, waar is jy? Sy was hier om te getuig van die babatjie. En so hier is hoe die storie begin het. Ek het afgegaan om te bid vir die kinders wat seer gekry het in hierdie Katolieke skool wat gebrand het. Onthou julle die geval en onthou die volle evangelie sakemanne het 'n diens daar gehad om gebed vir die siekes te doen, die susters en hulle was in die hospitale. En daardie dametjie het na haar pastoor toe gegaan. So Rosella, as ek reg, was dit die Sweedse Verbondskerk of iets waaraan sy behoort het. En die dokters hier in die stad, baie van hulle, het die babatjie opgegee, dit kon nie lewe nie. En haar pastoor het gesê, gaan sien vir broer Branham, God sal sy gebed verhoor. Nou as daar die man teenwoordig is, God sê nou broer daarvoor, want jy het iets vir haar die dame gedoen, en so as ek die storie reg vertel, julle volg my. En so hulle daardie aand, die middag het ek pas 'n gemeentegebed gedoen vir die klein siek ouetjies in die hospitaal en die susters wat seer gekry het en ek het vertrek. En die dametjie het gehuil want sy moes huis toe gaan en die vader het kinders opgepas met nog 1 of 2 kinders en so ek dink Rosella het haar sien huil of iets en hulle het gesê, wel waarom nie broer Branham nie? Sy het gesê, ek het die baba gebring, my pastoor het vir my gesê, kom, laat broer Branham daarvoor bid en gesê, die dokters het dit opgegee, gesê, maar hy het nooit vir die siekes gebid nie. Sy het gesê, dit sal vanaand wees, dit was vir die skool vandag. En so het sy gesê, maar ek kan nie bly nie. En ek dink een van die plek aanwyser het die baba vasgehou op iets terwyl sy gegaan en 'n oproep gemaak het na haar man toe. Haar man het sag gesê, alles reg, skat, bly. So Rosalie het gesê, nou ek sê jou gewoonlik gee broer Branham se seun Billy Paul die kaartjies uitgesê, gaan staan jy by die deur en hy sal vir jou sê waarheen om te gaan. En gesê, sê vir hom, jy wil 'n kaartjie. So Rosalie het haar gehelp en Billy het vir haar 'n kaartjie gegee. Daardie aand, ek dink nie sy was in die onderskeidingslyn nie, sy het net in die ry afgekom, maar egter, toe sy ingekom het, het ek die baba gesien en ek gedink, wag 'n bietjie. So aangetrek, ek ken daar die baba. Eugene Goat wat hier sit, bo in New Hampshire verlede lente het daar 'n dame op die platform gekom en 'n baba gedra. Nou hy het gesê, broer Branham, was dit nie daardie dame nie? Sê nee, dit was nie sy nie. Ons het gesoek vir omtrent 4 of 5 jaar na haar. En ek het gesê, dit was nie sy nie. Ek het gesê, want hierdie vrou was blonde klop en sy was lank en anders aangetrek. Die baba was ouer. Hierdie was 'n klein babatjie. Regtig baie siek. So toe die dame opgekom het, het die Heilige Gees begin beweeg en gesê dat die dokters die baba opgegee het, begin om die hele geskiedenis van die baba te vertel soos hy gewoonlik doen en vir haar gesê dat haar babatjie niks kon eet nie. Elke keer wat dit sou eet, glo ek, is dit reg, sou dit opgooi. En dit was soveel maande oud en net 2 of 3 pond geweeg op iets en as dit wel in die maag gebly het, het dit reg daar deurgegaan as dysenterie. En dit was 'n verskriklike toestand. Maar die Heilige Gees het uitgespreek, so spreek die Here, die babas genees. En ek het gekyk om te sien waar Billy was en ek kon hom nie sien om hom te laat verstaan nie. So ek het gesê, ek sal net wag en kyk hoe blind hulle is of hulle so blind soos ek was.
so aangegaan. And after we started home that Wat het ons huis toe begin gaan, het daar aan in die motor geklim het en my skoondogter gesê, het jy daardie liewe klein babatjie op die platform opgelet? Sy het gesê, dit was die oulikste dingetjie, en so siek. Vrou het gesê, ek het daardie babatjie opgelet, en ek het gedink, nou sal hulle dit noem. Wel, ek het dit laat aangaan, hulle het dit nooit genoem nie. next day we was Volgende dag het ons huis toe gegaan en ek kon nie uit Chicago uitkom voor die middag nie. My moeder het gevries en ek moes dit ontdooi kry. Dit was omtrent middag voor ek kon vertrek en besig om aan die pad af te gaan. Het die vrou gesê, Billy, het jy daardie babatjie gisteraan opgelet? Was dit nie die liefste klein dingetjie nie? Ek het gesê, ja, dit was. En net aangegaan. En sy het weer daar verbygegaan. En ek het gesê, skat, het jy enige iets spesiaals opgelet van haar baba en moeder? Gesê, nee, ek dink nie so nie. I said, you remember Ek gesê, onthou jy omtrent 5 jaar gelede 'n vroutjie wat 'n jaspak moes aan hê? Sy het gesê, dit was dit. I said, just exactly, that was it. Ek het gesê, net presies, dit was dit. En my skoondogter en seun later het ons hulle ingehaal en ingegaan om ons aandete te eet, noem ons dit. En so het ons ingegaan om ons aandete te eet en Lois het weer oor die baba genoem en ek het vir haar genoem. Billy het gesê, dit was reg, pappa, dit was daardie babatjie, was dit nie? Ja. And from that, the thing En van daar af het die ding verander. Almal, ek kan hier na toe bring, hulle almal en vir hulle bid, dit maak nie saak nie, en elkeen iewers in die ry sal die Heilige Gees my stop en sê, praat met hierdie een. En dan gewoonlik as 'n onderskeiding ooreengaan het, sou ek nie meer kon hê nie. Elke keer wat ek persoon ontmoet het, sou dit dieselfde ding wees. Maar nou is dit nie, sien. Ek kan hê miskien aangaan en iets moet wees. Ek sien iemand lyk asof hulle dit gaan nodig hê. Sal die Heilige Gees partymal praat, stop met hulle praat, dan sal dit my miskien heeltemal verlaat en miskien sal dit ver afgaan elders anders. Miskien iemand anders moedeloos mag wees of iets. Dit sal stop, hulle vertel my dan heeltemal verlaat. En ek rus tussen daardie tye, hulle sien sodat ek 'n altaar oproep kan maak. Want dit is baie anders as wat dit altyd was. Op daardie manier kan ek vir elkeen van hulle bid, elke persoon. every person. En my diens het 'n omwenteling ondergaan omdat die ding wat die mense hier gedink het, daar word nie vir genoeg gebid nie. Wel, ek kon dit nie help nie, want ek onderskeiding vir een sou hy reguit na ander spring en dan kon ek nie wegkom daarvan nie, maar nou kom dit verlaat my net gaan aan, julle sien, totdat God 'n idee kry om iets te sê. O, dis baie beter. I wanted to explain it here because I think Ek wou dit hier verduidelik want ek dink dit is my eerste keer om te wees om vir die siekes te bid in die Philadelphia kerk van Toa. So ons is dankbaar, elke visioen wat God my gegee het heeltemal gekom presies wat hy sê, het nooit een keer geval nie. I stake my life. Ek sal my lewe daarop sit want dis die woord van die lewende God wat lewend gemaak is onder ons. Dit is waar. I'm 50 years old. Ek is 50 jaar oud. Ek het dit geken 'n visioen van dat ek omtrent 2 of 3 jaar oud was. Eerste visioen wat vir my gesê het waar ek sou woon. And I say this as a Ek sê dit as 'n Christen, ek het nog nooit in my hele lewe God ooit opreg gevra vir enigiets wat hy dit nie vir my gegee het of vir my gesê het waarom hy dit nie kon doen nie. I believe that En ek glo dat elke Christen hier binne dieselfde ding kan getuig as jy opreg sal wees en na God toe kom. Nou daar's baie keer wat jy dink jy het behoefte aan iets. God never God het nooit gesê dat hy in jou begeertes sou voorsien nie. Hy sou in jou behoeftes voorsien, sien? Hy weet wat dit is. Nou die Here seën jou. bless you. Now how many we got there now? Billy, where you at? Hoeveel het ons nou daar? Die Billy, waar is hy? 10. 10 tot 15. Number 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. 17, Nommer 10, 11, 12, 20. 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. All right, that's good. Goed, dis goed. Nou ek glo wanneer daardie groep daar buite is 20, laat ons hulle laat staan. Nou, net hier is waar ek 20 wil hê om mee te begin. Net hier. As jy 20, suster, staan net waar jy is. Wat? Ja, wel kyk, dat hulle net agter mekaar staan teen die muur, Billy, dan kan ek hulle net hier agter mekaar kry, dink ek, en hulle laat deurgaan. Dink julle kan daar onder staan? Goed, maak soos julle wil. 21, 22, up to 30. Go right around the wall. 21, 22 tot 30 gaan reg rondom die muur. Ek van 20 tot 30 reg rondom die muur. All right, that's 10 more. Right around the wall. Goed, dis nog 10 reg rondom die muur. To 40. 30 tot 40. Laat hulle volgende kom. To 40. 30 tot
40. Billy, I believe you're making a mistake. Billy, ek dink jy maak 'n fout. Ek hou nooit daarvan om enigiemand te vertel hoe om hulle dinge te doen nie, maar jy gaan meer hê as wat jy daar in die ry kan sit. I'll tell you what, just let the lady stand right here. You, the sisters there, come right out here. Ek sê julle wat, laat die dame net hier staan. Julle, die susters daar, kom reguit hier na toe. Goed, ek sal moet wag totdat hulle in 'n ry kry. Goed, terwyl hulle agter mekaar kry, kom ons sing glo net. Wat sê jy? Almal saam nou. Let's think while we're singing. Laat ons dink terwyl ons sing. Ek sien hom van die berg afkom. Nou laat ons dit anders sing. Nou ontvang ek. Kom ons sing dit so. Hou julle daarvan so? Now I receive Christ. Now I receive. All things are possible. 40 to 50 now. Prayer cards, 40 to 50 now. Line up over here. Now receive. Now I receive. All things are possible. Now receive. How many knows you wrote that song? A great Chicago Hoeveel weet wie daar 'n lied geskryf het? 'n Groot Chicago prediker, Paul Ryder. Hy is in die hiernamaals vanaand, het gegaan soos 'n dapper hel. Voor hy gesterf het, toe hy sterwend was, het hulle vir my gesê dat in die hospitaal hy sy broer Luke laat roep het en hy het gesê, Luke, ons het 'n lang pad saamgekom, maar dink daaraan, binne 5 minute van nou af sal ek in die teenwoordigheid van Jesus Christus staan, geklee in sy geregtigheid. O, goeieste, hy was 'n wonderlike man, God seën Paul. Nou moet daar die sakdoeke oorgebid word. Nou wil ek dit sê vir my vriende wat hier is. Daar was tye wat julle vir my geskryf het vir 'n sakdoek of gesalfde lappie waaroor ek gebid het. En julle het dit nie ontvang nie of het dalk 'n lang tyd gewag voor julle dit gekry het. Ek het altyd gedink wat 'n slim man Oral Roberts was en hy is 'n slim en 'n wonderlike man van God en ek het altyd gedink, hoe briljant kan daardie man wees om 'n kantoor van omtrent 400 te hê en al hierdie dinge en 'n koerant te redigeer. Ek het gesê ek verstaan nie hoe hy dit doen nie. Ek en broer Tommy Osborne, ons het net soort van voortgesleep en naderhand het broer Tommy Osborne opgegaan, amper saam met broer Roberts. Hy het nou omtrent net so 'n groot kantoor en goed as wat broer Oral het. Ek het sê, hoe het dit gebeur? Ek het nie verstaan nie. Ek het uitgevind dat dit nie hulle was wat dit alles gedoen het nie. Hulle het iemand daar by hulle gehad om dit vir hulle te doen, sodat dit die las verlig het. So, ons probeer om genoeg by ons te kry tot waar ons hierdie lappies kan beantwoord. Hierdie gebedslappies. En briewe net so vinnig as wat hulle kom. Hulle kom eendag in en gaan die volgende dag uit. En ek het van kantoor verander. Ek het nie dieselfde kantoor nie, dieselfde posbus 325, maar ek het heeltemal 'n nuwe kantoorpersoneel. Heilige Gees het mense vervul wat gereed was om te antwoord en om te werk met die pos. En binnekort as die Here wil, gaan ons dit uitbrei na meer en sodat ons verder kan bedien. En so, maar ons sien dat elke gebedslappie wat ingesit word,
ek daaroor bid. Elke gebedsversoek wat ingeskakel word, dit word onmiddellik vir my gegee en ons het dit net op die punt. So as julle gebed nodig het, dringende gebed en julle wil hê ek moet vir julle bid by personeel, vir julle moet bid, nie net die personeel nie, maar hulle bring dit na my toe. As ek miskien nie by die antwoorddiens is uit op oproepe, word dit reg neergesit, eerbiediglik en onmiddellik vir my gegee, sodra hulle by my kan kom en ek gaan reguit oor na gebed vir hulle. En partymal bring hulle bladsye daarvan, ek neem dit en gaan in my kelder in, miskien ek het soos 'n studeerkamer daar, ek neem een met my vingers soos hierdie en begin bid totdat ek voel die Heilige Gees is daar. En ek sê, God, hier is Suster Sam Jones, sy sê hier, dit het kanker. O God, sê sterwend, asseblief in Jesus naam, hoor my gebed. Hier is broer so en so, hy het 'n gewas, hy's in 'n hospitaal. God, wees hom asseblief genadig en spaar sy lewe, elkeen reg af in die ry, soos broer Mercy hulle aftik en hulle na broer Go-to stuur, reguit na my toe, kom ek reguit self by hulle uit. Sien, ek wil graag uitgaan en net assosieer met die mense en hulle ontmoet en praat en handskud. Ek kan dit nie doen en dan bedien soos hierdie nie sien. Ek moet bly waar die salwing van die Gees die heeltyd is. Wanneer die stryd verby is, dan wil ek 'n afspraak hê met julle elkeen, 1000 jaar elk om langs die riviere van die waters van die lewe te sit en daar dit alles te bespreek. Maar net nou moet ons bedien, die hitte is aan, die dag is warm en laat ons bedien en die stryd van geloof veg en in die stryd bly daar vir die mense. Sien, dis wat ons moet doen. Elke gebedslip wat julle stuur aan julle gestuur word absoluut bedien. Elke persoon wat inskakel vir gebed word absoluut een vir een bedien. Ek weet julle hou daarvan om dit te hoor. Dit was voorheen nie so nie. Ons moes net die beste doen wat ons kon. Maar dit word nou alles georganiseer en ons is dankbaar. Nou terwyl hy die gebedsry het, waar gaan ons bid vir die lappies en julle help my. Nou onthou julle mense wat reg is met God. God sal julle gebed beantwoord net soos hy my gebed sal beantwoord of enige iemand se gebed. Hy sal sy kinders antwoord. Hy het geen spesialis nie. Nou hy mag vir een 'n sekere werk gee om te doen en vir iemand 'n skopel en vir iemand 'n hamer en iemand 'n skrynwerker maak of iemand, maar hulle is almal sy kinders. So laat ons bid. Here, ons as hierdie deel van die liggaam van Christus, kom ons opreg na U toe vir hierdie siek mense wat hierdie sakdoeke en klein pakkies en bottels olie en so voort hierin verteenwoordig. En nou laat die Heilige Gees wat teenwoordig is, die Gees van die woord van God wat die belofte gemaak het, mag dit hierdie pogings heilig wat ons aanwend, dat wanneer hierdie lappies op die mense gelê word, op die salwingsolie wat op die siekes gedrup het, mag onmiddellik die engele van God naby staan om aan hulle seëninge van die verbond te bedien wat Jesus Christus met die siekes gemaak het. Kenk dit, Here, want ons vra dit tot sy eer en in sy naam. Amen. God seën julle. Julle kan maar sit en onmiddellik na die diens nou kan julle hulle kry. Ek glo dat die hele 50 in die ry is goed. Hoeveel in? Nou niemand. Is daar nog enige gebedskaartjies hier binne? Goed. Dan net julle wat nie 'n gebedskaartjie het nie, steek julle hand op. Wie was dit? Iemand met 'n gebedskaartjie? Wel, broer hier. Laat val jouself net daar enige plek in, broer. Goed. Nou wat gesê het sonder gebedskaartjies. Steek julle hande op en julle siek en julle wil hê God moet julle genees. Onthou, ek het 'n preekie wat ek preek. Hy's God op die huisdak. Hy's God in die kelder. Hy's God in die tronk, hy's God in die hospitaal, hy's God in die kerk, hy's God in die kerkbank. Hy's God oral, hy's God. En dis reg. Hy's God. Hy's net soveel God daar waar jy is, as wat die God hier is, of God in die hemel.
Hy is oral alomteenwoordig, glo julle dit, alwetend, almagtig, oneindig, hy is God. Nou julle weet, daar is 'n vroutjie in die Bybel wat nie 'n gebedskaartjie kon kry of in die gebedsry kon kom nie, maar sy het die soem van sy kleed aangeraak. Onthou julle dit, dis al gebedskaartjie wat sy nodig gehad het. As sy 'n gebedskaartjie sou gehad het sonder daardie soort geloof, sou sy nooit genees geword het nie. Maar sy het die geloof gehad sonder die gebedskaartjie en dis al wat nodig is. Dis al wat jy hoef te hê. Have the faith without a prayer card and you can be healed. Do you believe that? Hê die geloof sonder 'n gebedskaartjie en jy kan genees word. Glo julle dit? Net om julle te laat weet dat God steeds God is, hy sal jou daar buite antwoord. Ek het die hande hier oor kan gemis, almal hier oor kan steek hulle hande op. Wat nie 'n gebedskaartjie het nie, reg rondom nou, ek reken dis net oral, almal. Hierdie is 'n siek wêreld, is dit nie? Maar weet julle wat die siekste liggaam op die aarde is? Ek sê dit met eerbied, nie om ontheiligend te wees nie. God vergewe my as ek verkeerd sê. Die liggaam van Jesus Christus, dit het genesing nodig en dit kan net genees word deur broederlike liefde. Dis die siekste liggaam waarvan ek weet heeltemal in stukke gebreek en verskeur. God, ek bid vir die genesing van daardie liggaam. Julle is die lede van daardie liggaam, so God genees julle fisies en geestelik, maak julle wat julle behoort te wees. Nou raak jy sy kleed aan vanaand en hy sal God daar buite wees, net soos hy God hier is. Nou ek veronderstel dat almal in die gebedsry, ek wil met julle praat, want hierdie is nie 'n ry van onderskeiding nie, hierdie is 'n gebedsry. Nou die rede waarom ek die mense so noukeurig ondersoek met daardie onderskeiding, enig iemand weet wat die skrif ken, dat siekte partymal deur God toegelaat word om dissipline vir sy mense te gee. Weet julle dit, dis reg. Wel, as jy 'n gawe neem en van 'n persoon afhaal wat God op hulle geplaas het, dan is jy in die moeilikheid met God, is dit reg? Wil julle die krag wat God aan mense in gebed gee, kan dit doen? Of dit die wil van God is of nie, dit sal dit doen. In elk geval, Moses het die rots geslaan en dit was nie God se wil nie. Ek kon my nie voorstel om God se wil te wees nie, want Elisa, wat kaalkop en daardie kinders wat spot met hom wat kaalkop was, en hy het daardie kinders vervloek en die dood van 42 kindertjies veroorsaak. Ek kan nie dink dat dit die Heilige Gees is nie, sien, maar dit net, die profeet was kwaad en die krag van daardie profeet. Nou so almal van julle in die gebedsry, onthou dit. As julle onbeleide sonde in julle lewe het, ek gaan met my hele hart bid. En as daar enigiets in my lewe is om te keer dat gebed beantwoord word, weet ek dit nie. Nou ek is nie 'n geneeser nie, maar ek het sekerlik direkte antwoorde op gebed gehad. En dis wat ek kom om vir jou te bid, nie om jou te genees nie, om vir jou te bid. Jy moet die geloof hê vir genesing self, net soos ek het om vir jou te bid. Maar die Bybel het gesê vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Nou, ek plaas hierdie reg terug in julle skoot. As julle onbeleide sonde in julle lewe het, stap nou uit die ry uit, maak dit reg met God. Want onthou, ek's nie verantwoordelik nie, God oordeel julle. As julle deur die ry kom met onbeleide sonde en genees word, en dis teen die wil van God, dan sorg julle daarvoor, dis nie op my hande nie. Want die Here wou my dit vir 'n lang tyd nie laat doen nie, maar het my nou toestemming gegee, so ek plaas dit terug op julle, sien. Baie van julle nou in die dienste hoor dat die Heilige Gees daardie sonde so uitroep en dinge, van mans wat in oorspel lewe en vroue en dinge wat hulle gesteel het. Julle onthou dit nie waar nie, kerk, almal van julle, sien. Nou ons neem dit nie nou nie, so ek plaas dit reguit terug op julle, sien, sorg julle daarvoor. Julle kom aan, as julle nie reg voel daaroor nie, bid en vra vir God, en as hy sê goed, kom julle deur. Die Here seën julle tot ons weer ontmoet Sondag aand, 5de diens, mag God met julle wees. Nou begin hier by die mense hier. Ek veronderstel elkeen van julle in die ry is 'n vreemdeling. Ons is vreemd. Hoeveel in die ry weet ek weet niks van julle af nie. Weet nie wat verkeerd is met julle of iets dergeliks nie. Steek julle hand op al julle mense vir wie ek vreemdelinge is. Hoeveel daar buite in die gehoor wat siek is, weet dat ek niks van julle af weet nie. Steek julle hand op. Maar God weet dit nie waar nie, as hy sal toelaat,
laat God se wil geskied. Nou om mee te begin, sodat julle sal sien dat die Heilige Gees nog steeds hier is. Die Heilige Gees gee onderskeiding. Hy is nog steeds hier, die dame hier. Ons sal net by haar begin. Nou suster, ek of die Heilige Gees my sou salf om jou van jouself te vertel of iets wat nie enige verskil vir jou sou maak nie. Jy sou dit in elk geval glo, net om te bid. Is dit reg? Jy sou my glo in elk geval as ek vir jou gebid het. Maar ek glo jy het jou hand opgesteek rukkie gelede dat ons vreemdelinge vir mekaar was, maar God ken ons albei. Glo jy dit? As die Heilige Gees my sal sê wat jou probleem is of iets. Daar mag vreemdelinge hier wees. Laat ons net uitvind of daar is of nie sien. Is daar enige vreemdelinge hier wat nog nooit tevore in een van my dienste was nie? Laat ons julle hande sien, steek hulle op. Wel, goeieste. Sekerlik daar is. Dan sal ek dit net 'n oomblik verduidelik, dame. Hier is 'n foto van Johannes 4, net sodat julle sal sien. Jesus as 'n man, die Godman. God was in hom, hy het 'n vrou by die put ontmoet. Johannes 4 en hulle. Sy was 'n Samaritaan en hy wat 'n Jood was. Hy het vir haar water gevra om te drink en sy het gesê, dis nie gebruik vir julle Jode om Samaritane so iets te vra nie. En die gesprek het voortgegaan. En Jesus, die Bybel het gesê dat hy nodig gehad het om deur Samaria te gaan. Die Vader het hom soontoe gestuur, want hoeveel weet dat Jesus gesê het, ek doen niks totdat die Vader my eers wys nie. Jesus het nooit enige gedoen totdat hy 'n visioen gesien het oor wat om te doen nie, geen profeet of enigiets anders nie, totdat God hom gewys het nie. Dis nie 'n mens nie, dis God. Nooit 'n mens nie, dis God. So hy het met die vrou gepraat totdat hy uitgevind het wat haar probleme was, en toe hy haar probleem gevind het, het hy haar probleem vertel. Hoeveel van julle vriende mense wat nog nooit tevore in een van die dienste was nie, weet wat die vrou se probleem was? Steek hulle hand op, sekerlik. Sy het in oorspel gelewe, sy het 5 mans getrou en sy het nie gelewe met 'n 6de man saam met wie sy was toe nie hare nie. Maar Jesus het gevind waar haar probleem was en haar vertel. En wat het sy gesê? Wel meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons weet dat wanneer die Messias kom, hy vir ons hierdie dinge sal vertel. Sien, dit was die teken van die Messias. Sien, u moet 'n profeet wees en ons weet wanneer die Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel. Want hoeveel weet dat die Messias 'n profeet was? Moses het so gesê, die Here God sal 'n profeet oprig soos wat ek is. Is dit reg? Wie ook al nie na hierdie profeet luister nie, sal uitgeroei word onder die mense. Nou hulle het geweet hy sou die God-profeet wees en hy het gesê dat ons weet Messias kom en wanneer hy kom sal hy vir ons sulke goed vertel. Maar wie is u? En hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. En sy het in die stad ingehaal en gesê, kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die Messias nie? Maar daar dieselfde Jesus toe hy weggegaan het gesê, 'n klein tydjie in die wêreld sal my nie meer sien nie. Tog sal julle my sien, want ek sal met julle wees, selfs in julle tot aan die einde van die wêreld. En die dinge wat ek doen, sal julle ook doen. Hy het geprofeteer dat hierdie ding sou plaasvind. As hy nader kom, word sy gees die laaste 40 jaar, het dit in die kerk inbeweeg, die doop gegee, die gawes van tale herstel en alles. Nou wat het Paulus gesê, as een onder julle inkom en julle praat almal in tale en die ongeleerde sit daar, sal hy sê, wel, julle is barbare. Maar as een profeteer en verborgenheid van 'n hart openbaar, dan sal hulle neerval en sê, God is sekerlik met julle. Is dit reg? Julle sien, ons kom nou net na aan die huis, die Messias word bekend gemaak. Helderder, net soos jou skaduwee wat kom en dit word meer, totdat dit heeltemal positief word. Dis wanneer Christus en sy bruid saam verenig, dan sal ons een wees in hom. Suster, ken jy nie, jou nog nooit in my lewe gesien nie, ek moet heeltemal staat maak op iets om dit aan my te openbaar, wat jou probleem sou wees. Ek het jou nog nooit gesien nie, hierdie is ons eerste ontmoeting maar God weet. Nou wees jy die beoordelaar. Nou as ek so nader hardloop, hande op jou lê en sê, o jy is siek, ek weet nie jy is siek nie, maar ek sou sê jy is siek, mag dit raai. Ek sê die Here gaan jou genees want ek het hande op jou gelê, dis waar, dis reg. Hy het dit beloof. Maar nou, wat as hy teruggaan in jou lewe en vir jou iets vertel? En jy weet of dit die waarheid is of nie, iets wat al reeds gebeur het. En as hy weet wat was en vir jou sal sê wat sal wees, dan sal jy sekerlik geloof hê daarin, sal jy nie? Jy sou dit glo of sou jy dit glo? Goed, ek het nie gesê dat jy oorspel gepleeg het. Ek sê as God vir jou iets gesê het wat verkeerd is met jou, waarvoor jy hier is om voor gebid te word, so iets. Jy weet, ek weet nie wat verkeerd is met jou nie, maar God weet wel wat verkeerd is met jou. Veel in die gehoor verstaan.
Hoeveel in die gebedsryp verstaan dit? Goed. So as die dame nie net reg verstaan nie, ek sal die vrou verlaat en na die gehoor toe gaan, sodat julle sal sien, die vrou laat verstaan. Every person's out there that's sick, has something wrong with them, raise up your hands. Don't have a prayer card. Elke persoon wat daar buite is, wat siek is, iets verkeerd het met hulle, steek hulle hande op, nie 'n gebedskaartjie het nie. Here. See this lady sitting Hierdie dame wat net hier sit met die klein ronde hoekie op, hand op haar mond, ja, sy ly aan haar probleme. As dit reg is, staan op jou voete, dame, gaan huis toe. Jesus Christus maak jou gesond. Sien? Ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie. Is ons vreemdelinge dame vir mekaar? Ons ken mekaar nie glad nie. Jy sit daar sonder gebedskaart op enigiets, sit net in die gehoor. Is dit reg? Nou, jy voel anders nie waar nie. Die hart klop weer normaal. Hoekom? Wat het jy aangeraak? Jy het die hoëpriester aangeraak wat hier is. Sien jy wat ek bedoel? Jy moet net geloof hê, glo. Verstaan jy nou wat ek bedoel? Wil jy iemand anders sien? Dink jy dit was net 'n versinsel? Iemand anders in die gehoor glo? Hier die dame wat hier sit met haar hand op, die klein ronde hoekie wat daar sit. Sy het ook hartprobleme en waarvoor sy bid. Dis reg. Dis reg. As dit is, staan op jou voete. Jy. Jou hart voel nou beter nie waar nie? Goed, jy's genees, jy kan huis toe gaan. Dat jy mag dink dit werk net met haar probleme, die vrou wat reg agter haar sit, ly aan hoë bloeddruk. Is dit reg, dame? Staan op jou voete. Dis reg. As jy net glo jy genees net die hoë bloeddruk, die dame wat agter haar sit is bloedarmoedig. Is dit reg, dame? Staan op jou voete, gaan huis toe en word genees. Amen. Jesus Christus is God, sien nou. Nou kyk hier na toe. Die dame verstaan net nie, maar kyk, laat ek jou wys, kyk hier na toe. Jy senuweeagtig, jy het 'n senuwee toestand. Jy ly ook aan kanker, daardie kanker is van die been. Dis reg, jy's nie van hierdie plek nie, jy's nie van hierdie stad nie, jy's nie van hierdie staat nie. Jy's van Kentucky of Tennessee. Jy's reg op die grens van Kentucky en Tennessee. Jou naam is Mevrou Phillips. Nou, dit jou tevrede, gaan nou huis toe en kom goed daaroor in die naam van Jesus Christus. Lord our God, Creator of heavens and earth, be merciful to my sister and heal her in Jesus' name. I don't say one word, you believe you're healed anyhow? All right, God bless you, now go. You believe, sister? O Lord God, Creator of heavens and earth, thy Spirit, all sufficient and present now, let thy love come on her and heal her in Jesus' name. Amen. As ek nie een woord vir jou sê nie, glo jy tog, jy sal genees word. Wel, jou senuweeagtigheid het jou verlaat, jy is genees net, jy kan aangaan. Julle moet net geloof hê, glo nou, as ek nie vir daardie mense sê nie, dit maak nie enige verskil nie, dis net dieselfde. Hy is dieselfde gees. Glo julle dit? Sekerlik. Hierdie dame, ons is vreemdeling vir mekaar, het Jesus Christus, glo jy dat dit sy teenwoordigheid is wat nou hier staan, net ons liggame neem, jy is 'n Christen. Huis toe, wees gesond in die naam van Jesus Christus, word gesond gemaak. Here God, skepper van hemel en aarde, genees hierdie vrou van haar probleme in Jesus naam. Amen. Wat sê nou, suster, gaan glo. Kom suster, glo jy met jou hele hart goed, die vroulike probleem sal jou verlaat en gaan jy huis toe, word nou gesond in die naam van die Here Jesus. You believe for the little lad? Lord, I lay hands upon him in the name of Jesus Christ. Let him be well. Amen. God bless our brother, and I lay hands upon him in the name of Jesus Christ. May he be healed. Amen. Nou, suster, ons sien almal dat jy krepeel is. Jy het heeltemal mank geword. Glo jy dat God jou sal genees? O Here God, skepper van hemel en aarde, laat die Gees genade oor die vrou kom en haar genees in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou gaan glo dit en jy kan jou kruk weggooi en huis toe gaan. Goed, glo jy met jou hele hart, glo jy dat ek die diensknegt van Christus is. As God in my sal openbaar waarvoor jy hier is, jou siekte of wat dit ook al is, glo jy dat God aan jou die belofte sal skenk. Goed, jy is hier vir iemand anders, dis jou man. Hy het sopas hospitaal toe gegaan, het iets verkeerd met sy longe en sy bene, dis reg. Gaan, hy sal gesond word. Glo dit met jou hele hart. Oh Lord God, in the name of Jesus Christ, may this child be healed for the glory of God. Amen. Don't doubt, believe it. Oh Lord God, Creator of heavens and earth, grant this woman's healing in Jesus Christ's name. Amen. Believe, sister. Lord, Creator of heavens and earth, grant the healing of this woman in the name of Jesus Christ. Amen. Ons sien die dogtertjie hier met die polio dinge, sit haar net reg hier onder neer. Laat my vir haar bid, net hier meneer.
Glo nou dat God hierdie dogtertjie gaan laat gesond word. Gaan dit glo? Bring haar net hier na toe, broer. Daar's 'n dogtertjie hier, geen onderskeiding hiervoor nie. Sy het polio, sy's in stitte. Laat ons glo dat God hierdie kind sal genees. Dierbare Hemelse Vader, die skepper van hemel, aarde, die outeur van ewige lewe, stuur u seëninge op die kind en mag sy genees word tot die eer van God. In die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen. Nie twyfel nie, glo dat sy gesond sal word. Jy kan kry waarvoor jy vra. Wat? Wil jy 'n bietjie daaronder by haar bly? Sit daar net 'n bietjie en bly in die teenwoordigheid hier. So kyk wat met haar gebeur. Goed. So terwyl ek gebid het, het die hartprobleem jou verlaat. So gaan net voort en geniet. Oh Lord, I pray that you'll grant it to him in Jesus Christ's name. Amen. Oh Lord God, creator of heavens and earth, give blessings to my brother, this which he's asking for in Jesus' name. Amen. Kom my broers, ons sien dat jy bewe van verlamming, maar jy glo dat God jou sal genees. Here God, ek bid dat U ons broer sal genees en hom gesond sal maak. In die naam van Jesus Christus. Amen. Everybody just be in prayer. Nou wees almal net in gebed, bidend, wag, kyk. You believe now that the Lord Jesus will make you well, sister? O eternal God, author of everlasting life, giver of every good gift, send thy mercies upon our sister and heal her in the name of Jesus Christ. Amen. I believe with all your heart. Look, young... Oh, I'm sorry. Come here, sister. Hier suster, wat is die probleem? Jy is baie senuweeagtig, verstandelik senuweeagtig. Voel net asof jy nie tot jouself kan kom nie. Jy wil 'n plek om jou voet te plaas. Dit is hier, net nou by die kruis. Nou gaan, ek kan dit jou laat verlaat sien, maar dit sal terugkom as want in hierdie teenwoordigheid nou kon jy nie hier bly as jy moes nie sien, maar dit sal terugkom as die goeie man van die huis geloop nie daar is nie. Jy wil 'n plek om te begin nou van net hier. Here, in die naam van Jesus Christus, hierdie skaduwee van duisternis soos 'n mis wat om die vrou hang. In die naam van Jesus Christus, die moon van senuweeagtigheid, verlaat die vrou. Amen. Gaan nou en jy, kyk, wees gelukkig. Juig net en dank God, dit sal van jou af wegbly. Glo nou net. Goed, kom suster, jy sal geopereer moet word as God jou nie genees nie. Maar God sal die gewas wegneem as jy hom sal glo. Sal jy hom glo? In die naam van Jesus Christus mag jy genees word. Amen. Glo met jou hele hart. Nou, jy sal krepeel wees met arthritis as jy nie God jou nie genees nie. Here Jesus, genees haar van arthritis. In Jesus naam. Amen. Amen. Suster, arthritis sal jy ook kry as jy nie glo nie. Ek bid dat U die verlamming van haar sal wegneem en haar genees van die arthritis en haar gesond maak. In Jesus naam. Amen. Kan glo as jy kan glo. Almal van julle wat nou daar buite glo, al wat vir hierdie mense bid. Aangename kennis. Iets vind plaas in die gehoor net toe. Ek kan dit nie nou sien nie. Miskien sal hy dit openbaar. Bly net in gebed. Ons is vreemdelinge vir mekaar, veronderstel ek hierdie eerste keer om te ontmoet, maar Here God ken ons albei. Glo jy dat hy vir my kon sê wat jou probleem was? Jy het hartprobleme. Jy's gereed vir die hospitaal om 'n operasie te kry. Dit is waar. Glo jy my nou? Jy's ook nie van hierdie dorp nie, nie eens hierdie staat nie. Jy's van Missouri, Waynesville. Your name's Elsie. That's right. Your last name's Martin. That's right. Now go home and be well. Jou naam is Elsie, jou van is Martin. Ga nou huis toe en word gesond. In Jesus naam. Dis reg, ontvang net jou genesing terwyl die Heilige Gees op ons is. Dis hoe om dit te doen. That you'll make her completely well in Jesus' name. Amen. Lord, I pray for my brother that you'll touch his body too, Lord, and make him well in Jesus' name. Amen. God bless this young man. I pray that your Holy Spirit will give to him the desire of his heart through Jesus Christ our Lord. Amen.
God bless this our brother, and may the God of heaven, who the author of this word that he has beneath his arm, may give him the desire of his heart. In Jesus' name, amen. Have faith. Goed, suster, ek glo jou rugprobleem is weg. Dit het jou pas verlaat, so jy maak. Oh Lord God, in the name of Jesus Christ, heal our sister and make her well. Amen. Lord, I pray that you'll heal our sister here and make her well. In Jesus' name, amen. As jy net geloof het, net glo. Dis al wat jy hoef te doen. Wanneer die seëninge so val, reik dan net reguit uit en kry dit in die hande. Julle sien, dis God met sy groot geleide kragte van God wat net oor julle uitsprinkel. Soos daar die gawes vir julle. Hy gooi hulle net vir jou soos Eliezer vir Rebekka gegee het, gooi net sy gawes van genade en seëninge vir jou uit. Glo jy dit? Goed. En net geloof en glo, lyk asof die onderskeiding dit aan die brand steek. En dan sien, jy kan net nie almal onderskeiding hê nie. As jy sou, kry hulle nie almal deur nie. Hou hulle nie meer van hierdie manier nie. Wel sekerlik, gee almal 'n kans om voorgebid te word. Elkeen daarvan sou dieselfde wees. Dit sou net dieselfde ding vir elkeen wees. Laat ons sien wie is die volgende, hierdie vrou of hierdie vrou hier, aangename kennis. Ons is vreemdelinge vir mekaar, is ons goed. Ek ken jou nie, jy ken my nie, maar as God aan my sal openbaar wat jou probleme is, sal jy glo dat ek sy diensknegt is. Glo dit sou die gees van God moes wees wat dit vir jou sê. Jy het probleme met jou longe, met jou bors en met jou rug, is dit reg? Nog gaan jy terug na Nebraska en word gesond. Jesus Christus sal jou gesond maak. Glo jy dat God daardie gewas sal wegneem sonder operasie? Goed, gaan en vang dit in die naam van Jesus Christus. Daardie asmatiese toestand is baie erg, maar glo jy dat God jou gaan gesond maak? In the name of Jesus Christ, may it be condemned under the power of the Holy Ghost and in the presence of Christ, may he be healed. Amen. Amen. Oh Lord, Creator of heavens and earth, grant the healing to this brother that he's asking in Jesus' name. Come, sisters. You're awful strong. Kom, suster. Jy lyk baie sterk om 'n senuweeagtige persoon te wees, maar partymal is ons voorkoms nie, dis bedrieglik. Maar God sal jou genees daarvan. Glo jy dit? Here, ek bid dat U ons suster sal genees en hierdie senuweeagtigheid van haar sal wegneem in die naam van Jesus Christus. Amen. U gaan glo en net glo. You believe, my brother? Lord, in the name of Jesus Christ, may our brother go and be made completely well. In Jesus Christ's name. Amen. God bless you, brother. All right, next. Is it all right? We strangers to one another, sister? Goed, volgende is dit goed. Ons vreemdeling van elkaar, suster, hierdie is nou al die gebedskaartjies. Die meisie hier is wat ons in die volk hier noem gekleed. Her home is, she's Ethiopia. Now, Africa. Haar huis is sy's Ethiopië nou Afrika. Maar ons weet as 'n wit man 'n gekleurde vrou 'n presiese prentjie van die Here wat die vrou by die put hom. As twee nasionaliteite van mense, een was Samaritaan, een was 'n Jood. Maar Jesus het hulle sommer gou laat weet dat God geen kleure of rasse gehad het en sê, ons is almal een. Ons kom van Adam af, elkeen van ons. Almal van ons is kinders van God. Die land waarin we woon, die kleure van ons vel, wit, bruin, geel, swart, wat het ook al is. Ons is almal een in Christus Jesus. Die plekke waar ons gewoond het niks met God te doen gehad nie. God het ons so geplaas, sekerlik. Hulle het 'n groot segregasie gehad in daardie dae soos hulle probeer het in die suide, maar God het hulle laat weet, Jesus het hulle laat weet dat hy God van almal was en dis reg. Dis weer presies daardie foto, twee verskillende mense, 'n man, 'n vrou, een van een ras, een van wit ras, een van die donker ras wat hier staan. Ek het nog nooit die vrou gesien nie. Ek veronderstel ons is vreemdelinge vir mekaar. Is dit reg? As dit reg is, steek net jou hand op sodat die mense kan sien. Ek ken haar nie, het haar nog nooit in my lewe gesien nie, maar miskien die eerste keer wat sy my ooit gesien het. Maar nou, dat is iets verkeerd, miskien is daar nie, ek weet nie. Maar as die Heilige Gees sal openbaar en vir my sê wat verkeerd is met jou, een of ander geheim wat in jou hart is, dit net openbaar maak en dit openbaar, dan sal jy weet, dit was iets wat dit gedoen het, sal jy glo, dit was sal jy maak soos daardie vrou van Samaria toe die Here Jesus dit vir haar gedoen het. Hy het in die stad aangehaal en gesê, kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het, of wat in my hart is dit nie die Messias nie? Wel, dis dieselfde Messias in sy kerk, is dit nie?
Glo jy dit? Sal almal van julle dit glo? Mag die Here dit sê. Now step up close so Nou tree nader sodat as die visioen wel breek, die mense dit in krag kan hoor. Nou hier is ons albei nog nooit tevore in ons lewens ontmoet nie. Hier is die Bybel ons eerste keer. Now, if Jesus Christ is still the Messiah, Nou as Jesus Christus nog steeds die Messias is, as hy opgestaan het uit die dood, dan is hy nie dood nie. Hy is lewendig vir ewig. Hy is by die kerk. and if he is with the church, En as hy by die kerk is, het hy beloof om deur die kerk te werk op dieselfde manier wat God deur hom gewerk het, die liggaam van Jesus. Dat God deur die kerk sou werk deur dieselfde Gees, die Heilige Gees. is that right? The same words. Now, let it be known. that Dit reg Jesus dieselfde Christ is werk. alive. Nou laat dit bekend wees dat Jesus Christus lewendig is. Dit is deur 'n gawe wat van God afkom. Now the lady, Die dame, ek het haar nog nooit gesien nie. Mag die Here God my iets vertel wat sou veroorsaak dat die gehoor Jesus net nou ontvang as hulle geneeser. En as jy dit nodig het, mag hy dieselfde ding vir jou skenk. Now you look like a healthy woman, strong, young. But sometimes it has Jy lyk soos 'n gesonde vrou, sterk, jonk, maar partymal. Dit sou iets moes wees wat ek nie kon sien nie. Dit sou iets moes wees wat geopenbaar moes word, geestelik. But you are suffering. And the suffering is from a tumor. Die ly en die lyding is van 'n gewas. Glo jy God kan my sê waar daardie gewas is? Dis in jou regtersy. Dis reg, is dit nie? Nou glo jy dieselfde Messias? You believe it out there? Glo jy dit daar buite? Jy sê vir Brian, jy mag dit geraai het. She's got a fine spirit. Sê jy het 'n goeie gees? Yes. I see a thing in her heart. Ja, ek sien 'n ding in haar hart. Dis 'n begeerte. Isn't he wonderful? Is hy nie wonderlik nie? Right, Jy weet, ek het dit net toe gevang nie waar nie. Dis vir iemand anders. Dis 'n vriend van jou in die hospitaal met 'n beroerte. Dis reg, is dit nie? As God vir my sal sê wie hy is, sal dit vir jou afhandel. The same God that said to Peter, Dieselfde God wat vir Petrus gesê het, jou naam is Simon, jou vader se naam is Jona. Wel, dit het hom getref. but your Maar jou voornaam is Matty, jou van is Jones. Dieselfde God, gaan en word gesond, suster, in die naam van Jesus Christus. you believe the Lord Jesus? Then By julle die Here Jesus staan almal dan op wat hom glo op julle voete en ontvang julle genesing. Steek julle hande op, nou kyk na die God van die hemel terwyl ons bid. Here God, skepper van hemel en aarde wat nou teenwoordig is om die siekes en die beproefdes te genees, stuur u krag en u seëning op hierdie gehoor. I condemn every Ek veroordeel elke kwaal en elke siekte, mag dit die mense verlaat. Kom uit Satan in Jesus naam, mag die mense genees word tot God se eer. Now raise your hands, give him praise and thank him for your healing, and each one of you will be well. Nou steek julle hande op, loof hom en dank hom vir julle genesing en elkeen van julle sal gesond wees.